Reg, hallo julle. Hierdie is nou weer 'n nuwe reeks wat begin. Hierdie is episode 1 van Werk daaraan Woensdae. So elke Woensdag gaan ons bietjie werk aan 'n klompie wiskundevragies. Nou my plan is om maar uit die graad 11 vraestelboek uit 'n klompie vrae uit te werk en dit is dan nou vir die graad 11s en 12s. Maar ek dink daar's ook van hierdie werk wat die graad 10s ook behoort te kan doen. En graad 11, dit is vir julle spesifiek, maar die graad 12 skryf ons nou ook oor graad 11 en 12 werk. So elke Woensdag gaan ons bietjie vrae uitwerk uit die graad 11 vraestelboek uit en hierdie is episode 1. Okay. So ek wil vir vandag sommer vraag 1.1 tot 1.5 uitwerk van vraestel A1 in hierdie graad 11 boek. En dit is dan nou losop vir x, waar x reële getalle is. En ek gaan die somme neerskryf op die bord soos wat ek dit doen. Ek wil regtig hê jy moet nie net hierdie video sit en kyk nie, maar ook met 'n pen en papier sit en soos wat ek nou, ons gaan nou oplos vir x, soos wat ek hierdie som neerskryf, skryf hom neer op jou papier en dan doen jy hom saam met my. Dis regtig vir my belangrik dat jy self ook die oefening doen. Reg, nou die eerste ding is, as jy nog bietjie onseker is oor losop vir x, daar is 'n video op my YouTube kanaal oor losop vir x en as jy kwadraties, die prosedure wat ek volg as 'n kwadratiese vergelykings oplos, is alles een kant toe 0 aan die ander kant, hierdie alles gaan ek faktoriseer. Nou hopelik is jy ook vertroud met faktorisering, daar's ook by basiese konsepte 'n video oor faktorisering, maar as jy nog nie lekker is daarmee nie, gaan maar daardeur. Andersins kan jy maar net hier volg, as jy nou redelik vertroud is met faktorisering al. Maar as jy daaroor nog twyfel het, gaan kyk asseblief, daar is 'n video daaroor. En as jy klaar gefaktoriseer het, dan skryf jy maar net hierdie hakie gelyk aan 0, so dan moet x mos nou 4 wees, of hierdie hakie gelyk aan 0, dan moet x mos nou minus 3 wees. Reg, kom ons kyk na 1.2. Dis 2 maal met 5 tot die mag x is gelyk aan 50, en ek het nou in maandag se video ook so 'n dingetjie gehad, maar ek gaan maar weer dit sê. Hulle skryf die punt daaronder, dan lyk dit amper soos 2,5 tot die mag x, maar onthou maar net in Suid-Afrika se wiskunde stelsel, skryf ons desimale met 'n komma. So as daar staan 2.5 tot die mag x, dan kan jy maar aanneem, dit is net 5 tot die mag x. Ek verkies dat hulle die punt eintlik so bietjie boontoe skuif, dat mens mooi duidelik kan sien dis 'n maal, maar as hy daaronder staan, weet maar net, 'n punt in wiskunde in Suid-Afrika is altyd 'n maal. Ons skryf desimale met 'n komma, so daai is 'n maal. Nou met eksponensiële oplos, wat ek wil hê is, ek wil hierdie alles basis tot die mag met my x aan een kant hê en 'n basis tot die mag aan die ander kant. So hierdie 2 soek ek nie hier nie, ek gaan met hom deel. So ek deel hom weg hierso, en dan deel ek daai kant, dan sit 25, as ek met 2 deel. En dan, die volgende ding is, ek wil hierdie in priemfaktor vorm skryf. As jy nie seker is oor priemfaktor vorm nie, dalk weet jy nou sommer 25 is 5 kwadraat en is nou nie nodig nie, maar vir moeiliker probleme, dit is wat jy doen, is priemfaktor vorm. As jy nie seker is oor priemfaktor vorm nie, ook, daar's 'n playlist op hierdie kanaal, basiese konsepte, en ek kan nie onthou wat is die hele naam van die, maar basiese konsepte en kennis, en ek verduidelik daarvan priemfaktor vorme, dan gaan kyk jy net daai videoetjie. Okay, en as 5 tot die mag x nou gelyk is aan 5 tot die mag 2, dan natuurlik is x mos nou gelyk aan 2. Okay, onthou altyd as jy van eksponentvorm die basisse weggooi en net met die eksponente werk, sit maar daai 3 kolletjies daarom daarso. Okay, en vraag 1.3 is dan nou, hierdie is vreeslik snaaks, 3x tot die mag 2 op 3 minus 7x tot die mag 1/3 plus 2 is gelyk aan 0.
Nou lyk dit vreeslik verskriklik, maar kan jy sien dit lyk maar soos 3x² minus 7x plus 2 is gelyk aan 0. Behalwe nou vir daai nagmerrie van 'n eksponent wat hulle nou daar het. Nou in die eerste plek, ek kan nie hierdie 3 wegdeel nie, so ek gaan komplekse of die moeiliker 3-term faktorisering doen. Ek gaan doen soos 3-term faktorisering asof dit 'n x² en 'n x is. Dis nou net in plaas van 'n kwadraat is dit 2 op 3 en in plaas van x is dit 1 op 3. So ek gaan presies dieselfde doen. Jy sal ook kyk x tot die mag 1 op 3 se kwadraat, hierdie ouetjie se kwadraat is x tot die mag 2 op 3. Reg, so daai is, as ek dit kwadreer dit, so dit is soos 'n x² reg? So ek gaan dit presies so hanteer. Ek gaan nou net in plaas van x daarso, gaan ek net x tot die mag 1/3 skryf. Reg? OK. En die moeiliker 3-term faktorisering, as jy nie weet hoe hierdie werk nie, mense, gaan kyk asseblief, daar's 6 en daar's 1, so dis 7. So ek gaan 3x en 1x, wat ek nou nie nodig het om te skryf nie, saam met die 3 gaan 2 en saam met die 1x gaan 1. My tekens is, laat ek net gou-gou hierdie klaar faktoriseer, is dieselfde, hulle is albei negatief. As jy nie seker is hoe werk hierdie moeilike 3-term faktorisering nie, daar is 'n video. Gaan kyk die video, laat jy weet hoe dit werk, reg. Ek weet ons tot in matriek toe nog kinders wat partykeer sukkel met hierdie 3-term faktorisering, gaan kyk die video, ek verduidelik mooi wat maak ek nou hier, reg. OK, so ek kan maar net gou-gou dubbel seker maak met hierdie ook. As ek nou hierdie doen, dan maak ek maar net dubbel seker. 3x tot die mag 1/3 maal met x tot die mag 1/3 gee vir my 3x tot die mag 2 op 3 wat daai is. Dan minus 6x tot die mag 1/3 minus nog 'n x tot die mag 1/3 gee vir my daai minus 7x tot die mag 1/3 en minus 1 maal minus 2 gee vir my daai. So ek's goed. OK, ek's reg. En nee, ek's goed nie. Ek is good hier, so ek het gekyk en dit werk en ek is reg. OK. En dan x tot die mag 1/3 is dan gelyk aan 1 op 3. As jy moet stappies skryf, hierdie hakie is gelyk aan 0, dan los ek nou op vir hierdie x tot die mag 1/3 soos dat ek vir x sou oplos. Wat beteken x tot die mag 1/3 is gelyk aan 3 tot die mag kom ons vat beide kante om daai derde weg te kry. Weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan hier tot die mag 3 vat en ek gaan hier tot die mag 3 vat. Want 1/3 maal met 3 is mos nou 1. Reg, so dan het ek x tot die mag 1 wat nou perfect is. Dis presies wat ek wil doen. So ek gaan nou net 1/3 mag vat beide kante. Dan is hierdie x tot die mag 1, want 1/3 maal 3 is 1. En 1 tot die mag 3 bly 1 en 3 tot die mag 3 is 27, wat beteken x is 1 op 27 vir hierdie hakie. OK, of ek moet nou net hierdie kant ook doen. X tot die mag 1/3 is gelyk aan 2 en ek gaan presies dieselfde doen. Ek gaan beide kante net tot die mag 3 vat. As sy. En dan word hierdie weer x en 2 tot die mag 3 is mos nou 8. Goed, as jy ooit voel, jy moet jou sakrekenaar gebruik om net jouself te check, om net dubbel seker te maak, jy is reg of jy is nie 100% seker nou 2 tot die mag 3, is dit nou 6 of is dit nou 8 nie. Partykeer maak ons breine sulke snaakse dom foutjies. Kyk met jou sakrekenaar eerder, as wat jy, ek dink dit is 8 en dan skryf jy nou die verkeerde ding. Reg, as wat jy nou 'n simpel foutjie maak. Goed, so daarso is 1.3, kom ons kyk gou 1.4 en 1.5. Laat ek net hier vir my weer 'n bietjie spasie maak. OK. 1.4 en 1.5. 1.4 sê x² minus 6x plus 6 is gelyk aan 0, korrek tot 1 desimale syfer. Nou dit beteken nou 10 teen 1 gaan die formule moet gebruik.
So ek gaan sommer direk in die formule in. X is minus B plus min wortel B kwadraat min 4AC oor 2A. Daar is die formule. Okay. Hy is in elk geval op die formuleblad. Ek weet nie of die graad 11's altyd formuleblaaie kry met hulle eksamens nie, maar die graad 12's kry en hy is op die formuleblad. Hierdie formule. As dit jou help, partykeer net om nie deur mekaar te raak nie, skryf maar wat is A, B en C. A is mos nou die term voor x kwadraat, B is die term met sy teken voor x, en C is die konstante. Okay, en dan gaan ek nou net dit insit. Dit is dan nou minus B is dan nou 6, minus 6 is 6, plus min wortel. B kwadraat is 36, minus 4 maal met A is maar net 1, en C is 6 oor 2A. Jy kan maar net insit. Hierdie kan jy maar eintlik net so in jou sakrekenaar insit. Onthou nou net, daar is 'n plus en 'n minus. So ek gaan dit nou net eers bietjie vereenvoudig. 6 plus min, daai 36 minus 24 is 12. 6 plus min wortel 12 oor 2. En daai is 6 plus min 2 wortel 3. 12 is mos nou 2 kwadraat, 4, maal met 3. So 4 maal 3, dan daai 2 kwadraat se wortel is 2, so hy kom uit, en 3. Jy is absoluut welkom om dit met jou sakrekenaar te doen. My sakrekenaar is nou op die oomblik by die skool, en ek is nou by die huis. So, ek het nou nie 'n sakrekenaar hier by my nie. En ek gaan dit nou sommer sonder 'n sakrekenaar doen, dan is dit nou 3 plus min wortel 3. Ok, so jou 2x waardes moet asseblief nie, die sakrekenaar behoort vir jou as van die nuwe Casio's gee hom so in hierdie vorm. Moet asseblief nie skryf x is gelyk aan 3 plus wortel 3 of x is gelyk aan 3 min wortel 3. Dis van die sakrekenaars gee hom in hierdie formaat. Daar so SD knoppie op jou sakrekenaar, net daar as jy nou soos jou getalletjies hier het, net daarbo sit daar so SD knoppie, hy lyk so. Wat hom van standard form to decimal form verander heen en weer. As jy hom aanhou druk aan bly het verander tussen hierdie desimaal, hierdie desimaal, hierdie desimaal. Druk daai knoppie, laat hy net nie so lyk nie, dat hy 'n desimale getal is, dan skryf jy die desimale getal, en hulle sê nou korrek tot 1 desimale syfer hierso, so dan rond jy af tot 1 desimaal. Ek het nou nie my sakrekenaar hier nie, so ek gaan hom hierso so los net. Maar skryf asseblief die desimale vorm. Moet nooit, hulle sê nou rond af hierso, so jy gaan nou afrond, desimale vorm en afrond, maar moet nooit jou antwoord so los nie, asseblief, skryf die desimale vorm. Ok, druk daai SD knoppie op jou sakrekenaar, en dan skryf jy dit in desimale vorm. Goed, en 1.5 is die laaste ouetjie. Ons gaan nou 1.5 doen. Ek gaan maar weer uitvee, dat ek maar weer bo begin, ek is nou net bang, ek het nie genoeg spasie hier nie. Ok, 1.5, mense, daar's ietsie wat jy moet onthou met wortels, as jy goed oplos met wortels, ok. As jy 'n ding het met 'n wortel wat jy nou moet oplos vir x, kry jou wortel alleen, en dan kry jy die res van die goed aan die ander kant, dit is nou klaar hierso so, né? Dan wat jy doen is jy kwadreer al twee kante. So ek gaan nou al twee kante kwadreer, want aan hierdie kant gaan die wortel wegval. Maar die oomblik as jy dit doen, dat jy twee goed het, en jy kwadreer al twee kante, dan moet jy onthou, my mens, jy moet jou antwoord gaan toets. Reg, jy moet jou antwoorde wat jy kry gaan toets. Ok, so, nou het ek x minus 2 aan hierdie kant, van die kwadraat en die wortel kanselleer mekaar uit, en hierso het ek nou 4 minus x maal 4 minus x, moet asseblief nie sê dis 16 minus x kwadraat nie, jy moet hierdie twee hakkies met mekaar gaan maal. So dis 16 minus 4x minus 4x is minus 8x, as jy nodig het om dit uit te skryf, en
en dit dan te gaan uitmaal, doen dit, maar moet asseblief nie net al twee hierdie getalle kwadreer nie. Jy moet die twee hakies met mekaar maal, dan kry jy dit. Reg? En nou, hierdie is nou kwadraties, so ek gaan nou alles een kant toe vat, omdat my x kwadraat nou positief is die kant, gaan ek sommer alles die kant toe bring en 0 aan daai kant hê. Reg, so ek het x kwadraat, minus 8x minus x is minus 9x, as jy moet ekstra stappe skryf, skryf hulle eerder, as wat jy simpel foutjies maak, as jy dit direk so kan doen, cool. Ok, 16 plus 2 is 18, en dan gaan ek nou net hierdie ouetjie faktoriseer, en jy kan nou maar jou tyd vat en rustig faktoriseer, pause die video, dan faktoriseer jy eers klaar, x kwadraat minus 6x minus 3x plus 18, goed, gefaktoriseer, en dan is x gelyk aan 6, of x is gelyk aan 3, maar nou moet jy gaan toets, ok, so nou gaan toets ek, as x 6 is, dan is wortel van 6 minus 2 is gelyk aan 2 en 4 minus x is minus 2. Daai ouetjie werk nie. Goed. En as x 3 is, dan is wortel van 3 minus 2 is 1. Wortel 1 is maar nog steeds 1. En 4 minus x, die linkerkant, is ook 1, dit werk. So dis, x is 3. Reg, sien jy hoekom jy moet toets, want een van jou antwoorde kan dalk wegval. Dit is nie altyd die geval nie, maar jy moet gaan toets. As jy gekwadreer het 'n wortel, mense, jy moet gaan toets. Onthou dit, maak 'n knoop in jou oor, moenie dit vergeet nie. En reg, daar is ons tot by 1.5 toe uitgewerk. En ek sien vir julle volgende week Woensdag weer. In Woensdag gaan ek hoofsaaklik maar kyk na graad 10, 11, 12 werk. Dan gaan ons so 'n bietjie daaraan werk. Ek wil regtig hê jy moet saam met my daaraan werk en nie net kyk na die video nie. Moet nou asseblief nie lui wees nie. Sit met jou pen en papier, werk saam. En dan oefen ons sommer elke week 'n bietjie vraestel tipe vrae. En dan teen die einde van die jaar, as jy nou departementele vraestelle skryf, of as jy nou na matriek toe begin beweeg, dan is dit nou nie ook meer vir jou snaaks nie. Jy werk al vir 'n hele jaar lank elke week 'n bietjie eksamenvrae uit. Reg, geniet jou week en totsiens, hoor. Bye.